Ok, julle, so ons gaan nou nommer 4 doen. Ons het 3 klaar gedoen. Ok, ons gaan nommer 4 doen, en nommer 4 sê, 2x kwadraat min 18x plus 40. Ok, kan ek enigiets uithaal? Natuurlijk, né? Onthou, ek kan altyd iets uithaal, of as daar koëffisiënte is voor daai x kwadraat, moet jy altyd gaan kyk of jy iets kan uithaal. En hier is, so kan ek 'n 2 uithaal? Ek kan, want 2 kan in die eerste term ingaan, dan bly dit oor. 2 kan in die tweede term ingaan, dan bly dat oor. 2 kan in die derde term ingaan, dan bly dat oor. Ok, het ek klaar gefaktoriseer? Nee, want nou is hy nog 'n 3 term. Ek moet hom opdeel in 2 hakies. Nou, dis eintlik maklik van hier af. Dis 'n x en 'n x. Hoe lyk my teken? Dis 'n plus. So, dit gaan 2 minusse wees. Ok, crazy, dis eintlik maklik. So, faktore van 20, wat dan 1 maal 20 is. Ok. En 2 maal 10. Ok. 20 en 4 maal 5. Ek dink dis die spul, net daai. En wat het nie kan vir my 9 gee? Kom ons merk gou. Ons moet, wat my highlighter is die enetjie, ek moet daai min 9 kry, en wat 'n armpie gaan dit vir my gee, die 2, né? So ek weet dit is 4 en 5, maak het saak wat jy kry, wat jy, nee, dit maak nie saak nie. So daar is nommer 4, kom ons gaan nommer 5 toe. Ons gaan skryf nommer 5 hier neer. 2y kwadraat min 26y plus 72. Golden rule, kan ek iets uithaal? Ek kan, want 2 kan in al hierdie terme ingaan, hy kan hier ingaan, hy kan hier ingaan, al hierdie koëffisiënte en al hierdie konstantes kan met 2 deel. So al 3 terme kan ek met 'n 2 deel, wat perfect is. So wat bly oor? As ek dit in die eerste term indeel, kry ek uit tot die mag 2 as wat oor is, wat hoeveel keer gaan 2 en 26 in negatiewe 13 keer, en dan hoeveel keer gaan 2 en 72 in 36 keer, is ek klaar gefaktoriseer? Nee, want nou is dit eers 'n 3 term, wat in standaard vorm is, wat ek kan opdeel. Ons soek die faktore van 36, dis 1 maal 36, en ons soek 2, wat is 2 maal 18, dan geef my 36, 3 maal 12, hier is eintlik 'n paar, 3 maal 12, ek dink 4 maal 9, en ek dink ook 6 maal 6, ek dink daar's 'n paar, en watter armpie gaan vir my die 13 gee? Gaan vir my hierdie negatiewe 13 gee, watter arm, ons het eers die tekens, amper vergeet ek my tekens, en ons deel dit op, y en 'n y, hierdie is 'n plus, so albei is 2 minusse, so watter armpie gaan vir my die 13 gee? Ons sê dis die 4 en die 5, want 4 en 5, saam gaan vir my 13 gee, so dis die 4 en die 5, dit maak nie saak in watter volgorde nie, want al 2 hakies is dieselfde. Ok, so daai is nommer 4, kom ons gaan na nommer 5 toe. Dit was nommer 5, kom ons gaan nommer 6 toe. Nommer 6 sê, ek het x kwadraat min 5x plus 4, en ek moet dit kan faktoriseer. Kan ek iets uithaal? Nee, sê dit is 'n boring ene, maar weet, dit is 2 hakies, absoluut boring. X en x gaan daarin, kom ons in ons tekens, as 'n plus, soos 2 minusse, ok, minus en 'n minus, die faktore van 4, is maklik 1 en 4 en 2 en 2, wat 'n armpie gaan vir my die 5 gee, maklik die 4 en die 1. Ok, so daai was eintlik 'n gehoorsom. Ek weet nie eintlik hoekom mense so vra nie, is te maklik. Ons wil nie maklike gedoen nie. Kom ons doen nommer 7. 4x kwadraat plus 4x minus 24. Kan ek enige iets uithaal? Ek dink dit is baie obvious van hier af, né? Dat ek sit met 'n 4 in my eerste term, 'n 4 in my tweede term, en 'n min 24, en alles kan met 4 deel. So gaan 'n 4 uithaal gemeenskaplik. Wat bly oor in die eerste term? X kwadraat. In die tweede term,
ek gaan net sê 1x, jy hoef nie die 1 te skryf nie, van nou sal ek. En dan min 6, want 24 gedeeld deur 4, of min 24 gedeeld deur 4 is min 6. Okay, kan ek die hakie verder opdeel? Beslis. 'n x en 'n x. Teken is 'n minus, so ons weet is 'n plus minus. Definitief 'n plus en 'n minus. En wat's die faktore van 6? Wat vir my die denkbeeldige 1 gee in die middel? Dis net 2 en 3, en onthou wat ons net nou gesê het, as my tekens verskil, die grootste ene vat altyd daai eerste teken. So die 3 gaan ek hier insit, en die 2 gaan ek daar insit, easy peasy. En dan doen ons nommer 8, en dan gaan ek sommer 'n bonus som doen. Ek dink ek sit nou en dink aan iets wat ons dalk moet doen. 4x kwadraat minus 28x plus 48. Ons kan sommer nou, ons weet ons gaan 'n 4 kan uithaal. So 4 gaan in die eerste term in, dan bly x kwadraat oor. 4 gaan in die tweede term in, min 7x keer. Hy gaan in die derde term in 12 keer. Easy peasy. Dan weet ons gaan die hakies opdeel. Ons doen dit nou vinnig, want ek wil jy nou spoed kry met hierdie, né? En dan sien ons hierdie is 'n plus, so albei gaan minusse wees. Perfect, 'n minus en 'n minus. En wat's die faktore van 12? Is 1 maal 12, en 2 maal 6, 3 maal 4. Wat 'n armpie gaan vir my 7 gee? Ons soek mos nou hierdie 7. Is dit duidelik, dis hierdie 4 en die 3 en die 4. Jep, dis 3 en 'n 4, dit maak nie saak wat een is nie. Okay, so ek het die laaste een bietjie gejaag, want ek wil hê jy moet onthou, spoed. Ou wil vinnig werk, akkuraat werk. Okay, so kom ons, hier is die bonus enetjie. So vir die ou wat die video klaar gekyk het, hier is die bonus enetjie, die bonus som sê dit. Minus x kwadraat minus, kom ons maak daai, minus 5x, minus 4, en sê faktoriseer hierdie. Okay, dit lyk nie op die oog af, of ek niks kan uithaal nie, maar jy moet baie belangrik dat jy onthou. Ek kan nie faktoriseer as my x in die mag 2, die x kwadraat, die eerste term, 'n minus voor hom het nie. Daar is geen manier nie. Jy moet 'n minus 1 gaan uithaal. Ons haal 'n minus uit, sodat al die tekens kan verander. So die oomblik as jy 'n minus uithaal, verander elke teken in daai uitdrukking. En met ander woorde, nou kan ek hom faktoriseer, want die x kwadraat is baie maklik. Hier is 'n plus, albei gaan plusse wees, en ons weet nou wat die faktore van 4 wat my 5 gaan gee, 1 en 4. Is baie belangrik om my minus uit te haal. Ek hoop julle het hierdie geniet.